Nou baie mense vind 'n verhouding met God onaantreklik, net vir twee redes. Die eerste rede is omdat hulle nie werklik wedergebore is nie. En die tweede rede is omdat hierdie begrippe nie altyd vir ons in ons kerke mooi verduidelik word nie en dat ons mense nie 'n goeie begrip het van wat die lewe hierna behels nie. En ek hoop en vertrou om in hierdie aanbieding vir jou hierdie dinge beter uit te lig en dat dit ook vir jou 'n groot stuk verstaan gaan gee en 'n aanmoediging om gereed te maak vir die dag wanneer ons die tydelike met die ewige sal verwissel. Nou weer eens baie dankie dat jy saam met my kuier. Dit is vir my 'n voorreg om saam met jou te kuier. En kom en geniet hierdie oomblikke om die woord saam met my en kom ons maak ons harte oop en ons kyk wat die woord vir ons in gedagte het vir hierdie oomblikke. Nou die ewige lewe gaan oor baie meer as om net die hel vry te spring. En as ons die ewige lewe wil beerwe net omdat ons bang is om hel toe te gaan, dan mis ons 'n baie groot gedeelte uit van dit wat God eintlik vir ons bestem het. En die woord van die Here sê ook vir ons dat hierdie lewe is soos die blom van die veld, vandag is jy daar en môre ken niemand jou plek meer nie. Of soos die gras wat verdor, hierdie lewe is net 'n oogknip. Nou kyk wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons. Matteus 16 vers 26. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal die mens gee as hy losprys vir sy siel? Nou hier is vir ons nog 'n skrifgedeelte wat ook hierdie gedagte bevestig. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons dan net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Want dit is juist waarvoor Jesus Christus die prys betaal het, is nie net vir hierdie lewe nie, maar juist die erfenis wat hy vir ons in gedagte gehad het, wat ewigheidswaarde het. Hier is so 'n eenvoudige prentjie wat hierdie gedagte ook baie mooi saamvat. En dit gaan nie altyd net oor ons geestelike lewe nie, ook maar oor ons besigheidslewe, dit waar in ons glo, dit waarvoor ons lewe, dit waarvoor ons staan. En dit is so belangrik dat die leer teen die regte muur moet wees. Nou hier is weer twee gedagtes wat ek sterk wil beklemtoon. Die eerste een is, ons moet almal sterwe. Behalwe natuurlik nou soos wat ons glo en verwag dat die wegraping binnekort gaan plaasvind, sal ons wat in die lewe oorbly weggeraap word. Maar normaalweg, almal van ons is bestem om te sterwe. En dan die tweede gedagte, wanneer ons sterwe, dan moet ons almal rekenskap gee van ons lewe. Nou hierdie rekenskap wat ons van ons lewe moet gee, sluit dan hoofsaaklik in die werke wat ons hier op aarde gedoen het. En ons gaan weer by 'n paar skrifgedeeltes stil staan om hierdie gedagte te bevestig. En wanneer ons praat oor werke, dan raak baie mense 'n bietjie senuweeagtig, want dit is baie duidelik dat ons nie deur ons werke gered kan word nie, maar ek wil graag die verskil tussen werke en werke uitwys. En gaan ons weer na 'n skrifgedeelte of twee kyk om vir ons hierdie gedagte te bevestig. Nou hierdie eerste gedagte kom voor in Efesiërs 2 vers 8 en 9 waar die woord vir ons sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. En dan vers 9, die belangrike gedeelte hier, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So wat ons hier duidelik sien is dat ons nie kan werk om saligheid te beerwe nie. En nou voel ek so jammer in my hart vir sekere kerkdenominasies wat so hard werk om saligheid te beerwe en al daai werke is te vergeefs. Maar wat is die werke dan waaroor ons moet rekenskap gee? En weer eens, daar is twee groepe mense wat op twee verskillende plekke gaan rekenskap gee van hulle werke. Die eerste groep is die bruid van Christus en hulle gaan voor die bema troon van Christus verskyn. En die tweede groep is hulle wat nie gaan deel uitmaak van die bruid nie en hulle gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. En dit is twee verskillende oordeele wat op verskillende tye gaan plaasvind en ons gaan 'n bietjie daarby stil staan en daarna kyk. Nou ons gaan eers stil staan by hierdie skrifgedeelte in 1 Korintiërs 3 vers 11 waar ons gaan kyk waar die gelowiges, die bruid van Christus, beoordeel gaan word, wat ons dan ook noem die bema oordeel. Nou hierdie werke van ons, wat ons nou hier op aarde doen, gaan op daai geleentheid deur vuur getoets word. En kyk wat sê die woord. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Vers 12. En as iemand op die fondament bou, goud,
silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. So as ons kyk na hierdie eerste 3 groepwerke, dan sien ons, dit is goud, silwer en kosbare stene. Nou hulle kan deur vuur gelouter word, maar hulle kan nie deur vuur vernietig word nie. En dan die tweede groepwerke, dit is jou hout, hooi en stoppelswerke. Ons kan sien dat hulle duidelik deur vuur vernietig gaan word. So baie keer raak ons betrokke by kerkdiens en kerkaktiwiteite. As ek nou sommer so tongelietjies kan sê, ons raak betrokke by die kerkbazaar en die tipe van dinge. Dit is hout, hooi, stoppelwerke. Dit het geen ewigheidswaarde nie. Maar God soek die goud, silwer en die kosbare stene werke, want as hulle deur die vuur getoets word, dan bly hulle staan. Nou hier kom 'n interessante gedagte. Vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, dit is op die fundament Jesus Christus, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered word, maar soos deur vuur heen. Nou 2 gedagtes wat ek hier wil uitlig. In die eerste plek is, die bruid of die kinders van God, wat by die Bema oordeel gaan staan, hulle werke gaan getoets word en hulle gaan loon ontvang vir die werke wat hulle gedoen het. En dan die tweede gedagte hier is, alhoewel die werke verbrand sal word, sal hulle skade ly, alhoewel hulle self gered gaan word. So by die Bema oordeel kan mense nie meer verlore gaan nie. Dit is net ons werke wat beoordeel word. Hier is 'n verdere skrifgedeelte wat die gedagte bevestig. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel of die Bema van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. En hier wil ek net weer, soos wat ek al in die verlede soveel keer gedoen het, wil ek net weer die woordjie ons uitlig. Want wanneer Paulus hierso praat van ons, dan praat hy van die kinders van God, of die bruid van Christus, die wedergebore gelowiges. Nou ek wil net vir 'n oomblik ook stil staan by die tweede groep, en dit is 'n bietjie meer aan die negatiewe kant, maar dit is tog nodig dat ons hieroor ook moet praat. En dit gaan oor die mense wat nie deel uitmaak van die bruid van Christus, en wat nie voor die Bema troon van Christus gaan verskyn nie. Wat gaan hulle uiteinde wees? Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Vers 12, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Vers 14, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Volgens hierdie skrifgedeelte sien ons dan ook weer duidelik, dat almal volgens hulle werke geoordeel gaan word. En dit is hoekom dit soveel beter is, dat ons voor die Bema van Christus sal verskyn, en nie voor die wit troon oordeel aan die einde van die dag nie. Want by die Bema oordeel word ons werke beoordeel, maar by die wit troon oordeel is daar die groot kans van veroordeling, omdat ons werke nie goed genoeg was nie. Wat ons ook net moet verstaan is dat by die Bema troon van Jesus Christus gaan daar verskillende lone en krone uitgedeel word, en daar gaan verskillende vlakke van heerlikheid en heerskappy wees. Maar net so gaan daar in die doodryk ook verskillende grade van pyniging wees. Ek dink byvoorbeeld aan die skrifgedeelte waar Jesus sê, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir Tyrus en Sidon. So daar gaan duidelike verskil wees in pyniging, ook in die helse vuur eendag.
Maar goed, kom ons kom weer terug na die positiewe toe. Soos ek vroeër gesê, daar is 5 verskillende krone wat uitgedeel gaan word en alles gaan oor werke wat gedoen was. Goed, kom ons kyk na ons eerste kroon en dit is die onverwelklike kroon. Dit is die kroon wat selfgedissiplineerde gelowiges gaan ontvang. En kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Nou 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 beskryf vir ons hierdie kroon. Weet julle nie dat die wat in die renbaan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop sodat julle dit kan verkry. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike kroon of 'n krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Nou om hierdie kroon te verkry, gebruik Paulus die voorbeeld van 'n atleet wat aan 'n wedloop deelneem. En nou wil ek net hierso sê dat ons moenie dink dit is almal net wat eerste gaan kom wat die prys gaan kry of wat hierdie kroon gaan kry nie. In hierdie lewe presteer ons eintlik teen onsself. Dit is ek wat 'n besluit moet neem, wil ek opstaan en tyd met die Here spandeer. Dit is ek wat moet besluit, gaan ek tyd spandeer aan die woord. Dit is ek wat moet besluit, gaan ek vir iemand goed doen in hierdie dag, of hulp vir iemand wees, of betrokke wees by die evangeliebediening, of wat ook al. Ek hardloop eintlik 'n wedloop teen myself. En dan die volgende gedagte is, en dit is net so belangrik, vir 'n atleet om eerste te kom, moet hy baie oefening en tyd insit. Daar is vir hom 'n doelwit voor oë. Hy wil eerste kom. En om eerste te kom, moet hy hard werk daaraan. Hy moet kyk na sy eetgewoontes. Hy moet gereeld oefen. Hy moet hard werk om spiere te bou. Dis alles deel van die dissipline wat hy moet handhaaf om eerste te kom. En alles gaan afhang van die kroon wat ons eendag gaan ontvang. Hoeveel dissipline het ons aan die dag gelê in ons verhouding met God? Die tweede kroon waarna ons dan kyk, is die sielewennerskroon. Hier gee Paulus vir ons so gedagte in 1 Tessalonisense 2 vers 19 en 20 oor wat hierdie kroon behels. Maar hy sê, want wie is ons hoop of blydskap of kroon van roem? Is julle dit nie ook voor ons Here Jesus Christus by sy wederkoms nie? Want julle is ons eer en ons blydskap. Nou praat Paulus hierso met gelowiges wat deur sy bediening tot redding gekom het. Nou ongelukkig is dit so dat so baie van ons gemiddelde kerklidmate is glad nie betrokke daarbij om ander mense na die Here toe te lei nie. Hulle is glad nie betrokke by geestelike dienswerk nie. En ek sê dit regtig met 'n swaar hart. Maar vir hulle wat moeite doen om ander mense van Jesus te vertel en om mense aan die Here Jesus se genade, verlossende genade voor te stel, vir hulle gaan daar definitief 'n kroon wees. En ek dink so aan daai pragtige lied wat hulle sing van Thank you for giving me the Lord. I am the one that was saved. En kan ek maar net in my geestesoog sien daardie dag wanneer ons die hemelse heerlikheid gaan instap. En daar gaan mense na ons toe aangestap kom wat ons nie eers ken nie, wat ons nie eers van weet nie. Mense wat deur ons woorde aangeraak is of deur ons dade geïnspireer is om in 'n verhouding met die Here Jesus te staan. En dit gaan vir ons op sigself al genoeg loon wees, net om te sien wat sy effek het ons gehad terwyl ons hier op aarde was. Nou die gedagte hier is glad nie dat ons moet werk om krone te kry nie. Wat ek wil uitlig hier is dat op ons werk gaan daar loon en krone wees. Maar die kry van die krone is nie ons hoofmotief nie. Want as die hartsgesindheid reg is, dan maak dit nie saak nie. Dan werk jy vir die Here sonder om iets te verwag. Ons volgende kroon waarna ons kyk, is die kroon van geregtigheid. Nou die kroon van geregtigheid, die woordjie geregtigheid, beteken maar net om in die regte verhouding met God te staan. Ons skrifgedeelte van toepassing hier is dan 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie,
maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Nou hierdie gedagte gaan nie daaroor dat ons van sy verskyning geweet het, of van sy koms 2000 jaar terug geweet het nie, dat hy as 'n kind gekom het, gebore is, dat hy gesterf het en opgestaan nie. Dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor die wat sy verskyning liefgehad het. Die wat waarde geheg het aan sy verskyning, aan die feit dat hy gebore is en dat dit effek op ons lewe gehad het. Ons volgende kroon dan is dan die kroon van die lewe, of hy word ook die martelaarskroon genoem. Kom ons kyk wat sê die woord. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou hier kom versoeking ter sprake. Nou die interessante ding van versoeking is dat versoeking is nie sonde as sulks nie, maar die toegee aan die versoeking, en dan kom die sonde ter sprake. En wanneer ons die versoeking weerstaan het, dan is daar 'n kroon wat vir ons wag. Want baie keer is dit so maklik om net toe te gee aan die versoeking, maar dit is juist hoekom ons waaksaam moet wees, versigtig moet wees hoe ons wandel. Dat wanneer die versoeking kom, dat ons die versoeking kan onderskei en dat ons die versoeking kan weerstaan. Kom ons kyk na ons volgende skrifgedeelte. Openbaring 2 vers 10. Vrees dan vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Ons is nog baie gelukkig in ons land, omdat ons nie eintlik blootstelling het aan die vervolging van die kerk of van gelowiges nie. Maar dit kan afwentel na 'n baie eenvoudige vlak toe, byvoorbeeld by ons werksomgewing of in ons vriendekring, waar daar druk op ons geplaas word om Christus te verloon en om saam te gaan en saam te dink en saam te doen dinge wat nie reg is nie. En soos wat ek aan my eie lewe ook maar ervaar het, waar ek by 'n sekere instansie gewerk het en tot geloof gekom het, hoe ek die spot van die werksomgewing geword het, en hoe jy ook dikwels uitgestoot is en nie saam met die mense genooi is om te gaan en dinge te gaan doen nie. Dit was nie altyd lekker geweest nie. Maar daar is mense wat vandag 'n keuse moet maak teen sy stand met Christus, en of hy sy werk gaan verloor, dan raak dit baie moeilik. Maar weet verseker, wanneer jy op hierdie punt kom om hierdie keuses uit te oefen, dat die Here gaan vir jou kompenseer. Nie net in die ewige lewe nie, maar reeds in hierdie lewe, omdat jy getrou is, gaan die Here vir jou uitkoms gee. Goed, en die volgende en die laaste kroon waarna ons dan kyk, is die kroon van heerlikheid. Nou, hierdie is nie noodwendig op almal van toepassing nie, maar dit kan ook op jou van toepassing wees. En kom ons kyk wat sê die woord. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Nou wanneer hy praat van ouderlinge hier, is dit nie noodwendig net ouderlinge nie, maar as jy byvoorbeeld die leier is van 'n klein selgroepie, of jy het 'n klompie mense wat saam met jou op 'n gereelde basis bymekaar kom, dan moet jy verantwoordelikheid vat oor daardie groepie. En hier lê die woord vir ons die riglyne neer, dat ons moet as herders toesig hou oor die kudde, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. So dit gaan oor die hart en die gesindheid waarmee jy die kudde van Christus versorg. En dan natuurlik die laaste gedagte hier, dat jou lewe van so aard sal wees, dat jy 'n voorbeeld is van ander. Al is dit ook net vir jou as hoof van jou gesin, dat jy vir jou gesin 'n voorbeeld sal wees van hoe hulle Christus moet navolg, wanneer hulle na jou kyk. So ons het nou gekyk na die krone wat uitgedeel gaan word, en dan die volgende gedagte wat ek wil uitlig,
is dan die heerskappy wat ons gaan kan uitoefen in die lewe hierna. Nou, ons sien hierso weer twee groepe aan wie koninklike heerskappy toegesê word, en alles gaan oor die keuses wat hulle hier op aarde uitgeoefen het. Nou die eerste groep, waaraan koninklike heerskappy toegesê gaan word, wat saam met Christus gaan regeer, is dan natuurlik die bruid van Christus. En dit is natuurlik ons hoofdoel. Ons wil eendag deel uitmaak van die bruid van Christus. Kom ons kyk wat sê die woord vir ons in Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Nou wanneer ons na Openbaring 20 vers 5 kyk, dan sien ons hy praat ook hier van 'n eerste opstanding en dan lyk dit of hierdie twee skrifte kontrasterend is. Maar dit is nie. Nou Openbaring 20 vers 5 sê en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Nou hier het ons 'n bietjie van 'n vertalingsprobleem en hierdie skrifgedeelte moet eintlik lees, dit is hulle eerste opstanding. Nou die wat sonder Christus gesterf het, hulle sal eers opgewek word aan die einde van die 1000 jaar, waarna hulle dan voor die wit troonoordeel gaan verskyn. En terwyl die kinders van God, die wedergebore kinders van God, reeds deel is aan die eerste opstanding. Nou die belangrike gedagte hier, is dat ons sal deel opmaak van die eerste opstanding. Want hier by die eerste opstanding, het die tweede dood, of die ewige dood, geen houvas meer nie. En dit is waar ons wil wees. Ons wil deel wees van die eerste opstanding. En wanneer ons deel is van hierdie eerste opstanding, dan kom ons ook op hierdie plek, waar ons dan saam met Jesus as koning sal regeer in 1000 jaar lank. En dan die tweede groep aan wie koninklike heerskappy toegesê gaan word, is dan natuurlik hulle wat in die verdrukking met hulle lewe gaan betaal, of wat die dier in sy beeld nie gaan aanbid nie. As ons kyk na hierdie gedagte in Openbaring 20 vers 4, dan moet ek net noem dat die bruid van Christus gaan nie deel uitmaak van hierdie groep nie. Hierdie groep mense gaan juis hulle wees wat nie die wegraping meer gemaak het nie, en wat deur die verdrukking gegaan het. En kom ons kyk wat sê die woord. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Nou die onderskeid tussen hierdie twee groepe, die bruid en hierdie groep, die bruid gaan in die geestelike realm regeer. Hierdie groep gaan in die fisiese realm regeer. Maar albei groepe gaan in 'n regeringsposisie wees waar hulle as konings gaan heers. Nou as ons weer eens kyk na albei hierdie groepe, by albei groepe gaan dit oor 'n prys wat hulle betaal het. Die eerste groep, hulle wat deel uitmaak van die bruid, het 'n prys betaal om Jesus Christus te volg, om sy verlossing aan te neem, om versoeking te weerstaan, om in die geloof vas te hou tot die einde toe. Hulle het 'n prys betaal, 'n keuse uitgeoefen. So ons sien nou dat hierdie groep wat deur die verdrukking gaan, met hulle eie lewe moet betaal. Dit het hulle 'n duur prys gekos. Vir die eenvoudige rede is dat hulle het nie die prys wat Jesus betaal het aangeneem nie. Hulle het nie soos die bruid die verlossing wat Jesus berei het deur sy sterwe en deur sy opstanding aangeneem as die verlossing van hulle sonde nie. Daarom moet hulle nou met hulle eie lewe betaal. Maar God erken dit en daarom gaan hulle ook as konings regeer. Dan die laaste gedagte wat ek wil oorbring is die uiteindelike loon. En dit is wanneer ons hierdie aardse liggaam gaan aflê en ons nuwe verheerlikte liggaam gaan ontvang. En ons daardie dag gaan weet, alles was die moeite werd. Ons is klaar met hierdie lewe. Ons gaan die hemelse heerlikheid tegemoet. Jesus wag vir ons. En die oomblik wat ons hom gaan sien, gaan ons hom gelyk word, soos vir die woord van ons sien in 1 Johannes 3. En dan gaan Jesus ons vat
En hy gaan ons as sy bruid aan die Vader voorstel. Maar hy gaan ons voorstel aan die Vader, en ons gaan voor die Vader staan, sonder vlek en sonder rimpel. Omdat ons so perfek, volmaak, geregverdig en geheilig is, deur dit wat Jesus vir ons op die kruis berei het. En dan verklaar die woord natuurlik verder vir ons, en so sal ons dan altyd in sy teenwoordigheid wees. Ons sal nooit weer fisies geskei wees van hom nie. Ons sal altyd fisies in sy teenwoordigheid teenwoordig wees. Dit is hoekom dit vir my persoonlik belangrik is, dat ek moet deel uitmaak van die bruid van Christus. En in die volgende videoetjie gaan ek 'n bietjie gesels oor hierdie gedagte, wat behels dit om bruid te wees? Ek wil nie net 'n gewone kerklidmaat wees nie. Daar is baie meer op die spel. En ek glo en vertrou dat hierdie gedagtes wat ek hier gedeel het, ook vir jou gaan aanmoedig om uit te reik na dit wat Jesus vir ons berei het. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wonderlike gedagte, loon en krone, asof ons redding nie net alreeds voldoende is nie. Soveel meer wat die Here vir ons in store het, soveel meer om na uit te sien, soveel meer om na uit te reik. En ek vertrou regtig dat die Here vir jou ook gaan help om uit te reik na die volheid wat Christus vir ons berei het. Daar is soveel meer in stoor. Kom ons reik daarna om die wenstreep te behaal, om die eerste prys te verkry. En ek glo, as ons hierdie dinge verstaan, dan moet dit 'n effek op ons geestelike lewe hê. Want ons dien nie die Here om die hel vry te spring nie. Ons dien die Here sodat ons vir ewig in sy teenwoordigheid kan wees. En saam met dit gaan hy vir ons nog loon en krone ook gee. Ja, ons dank die Here vir die wonderlike verlossing wat hy vir ons berei het. En vir die baie duur prys wat hy vir ons betaal het. Nou baie dankie dat jy tot hier toe saam met my gekuier het. Ek glo en vertrou dat die woord jou gaan aanmoedig. En tot ons weer gesels, vrede vir jou.